Ons lees die oordenking vir die 6de Oktober uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Ons teksvers vandag uit 1 Samuel 29 vers 2 en 3. Die opskrif vir vandag is kruispad. En hier staan geskrywe: terwyl die regerders van die Filistyne met honderde en duisende verbytrek en Dawid en sy manne heel laaste saam met Akis verbygaan, het die leiers van die Filistyne gesê: wat maak hierdie Hebreër hier? Akis het vir die leiers van die Filistyne gesê: dis maar net Dawid, die onderdaan van koning Saul van Israel, wat al geruime tyd by my is. 'n Mens kan nie in Siklag woon en onpartydig bly nie. Wanneer 'n mens tussen die vyand woon, kom daar 'n dag wanneer jy moet besluit aan wie se kant jy is. Koning Akis vra Dawid en sy manskappe om saam met die Filistyne teen Israel op te trek, en Dawid stem in. Dawid, God se gesalfde, word gevra om op te trek teen Israel, die volk oor wie hy eendag moet regeer, vir wie hy as koning gesalf is. Dit moes vir hom 'n oomblik van waarheid gewees het. Hy moes beslis besef het dat hy besig was om buite God se wil op te tree, maar hy kon nie die koning se opdrag weier nie. Soms kom die Here se ingryping uit 'n ongewone oord. Die ander Filistynse leiers het Dawid nie vertrou nie en gee koning Akis opdrag om Dawid en sy manskappe na Siklag terug te stuur. Die Here bewaar Dawid daarvan om teen sy eie volk te veg. Hy verhoed die ondergang van sy gesalfde, maar bovenal sorg God dat sy groot plan vir sy volk nie skibreek lei nie. Die instandhou van sy eer en heerskappy bly altyd die hoofmotief wanneer hy ingryp in 'n persoon se lewe, ook in ons sin. Here, dankie vir u ingryping, ook in my lewe. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.